Vra jou vraag. Of sê jou sê. Dit is waarom daar 'n kommentaar afdeling onderaan die video's is. Daar kan 'n mens lekker oor Orania gesels en jou opinies deel. Nou soms kom daar 'n paar harde opinies uit. En dit wil ek vandag hanteer. Vandag se Vra jou vraag episode werk 'n bietjie anders. Ons gaan bietjie deur die kommentare van die laaste episode lees. Kom ons kyk wat het julle gesê. Snaaks, my vrae word nooit beantwoord nie. Ja, dit is nogal snaaks. Of nie regtig nie. Kyk, ons is 'n baie klein span wat duisende op duisende vrae ontvang. Vrae van e-pos, Facebook, Instagram, TikTok en dan selfs ook hier op YouTube. En jy sal dit nie glo nie. Buiten vir al hierdie platforms het ek daaraan gedink om nog 'n platform vir vrae te skep. En ek noem dit toe sommer ook uitnodigend, vra jou vraag. En natuurlik kan ek nie in elke episode by elke liewe vraag uitkom nie. Maar ek het besonderse waardering vir elke persoon wat aan hierdie program deelneem. Dit is vir my 'n lekkerder manier om vrae te antwoord, of soms selfs nie eers te kan antwoord nie, en net te gesels. As jy jou vraag op hierdie program beantwoord wil hê, hou aan om vir ons vrae te stuur. En miskien word jou vraag in die volgende episode van Vra jou vraag beantwoord. I support Orania because I believe the philosophy of Orania is something to strive for. Thank you for showing us another way to live. Lekker, 'n positiewe kommentaar. Nou die Orania model kan deur enigiemand aangeneem word en op enige plek in die wêreld neergesit word. Ons boodskap is een van vryheid, onafhanklikheid en selfstandigheid. Nou baie dankie vir ons internasionale ondersteuners. Ek is bly as die Orania idee vir julle ook hoop gee. Nou hier is 'n kommentaar wat sê Orania is onbekostigbaar vir die meeste Afrikaners. Ek wonder of dit werklik die waarheid is. Mense sien gereeld dat mense, veral op die internet en op sosiale media, hulle eie opinie as 'n feit probeer deurgee. Orania is onbekostigbaar vir die meeste Afrikaners. Ek sal respekvol van jou moet verskil. Daar is natuurlik dinge wat bietjie duurder is in Orania. Dan is daar ook weer 'n klomp dinge wat baie goedkoper is in Orania. Ons hier in Orania lewe nie in die hemel op aarde nie. Ons sukkel met dieselfde ekonomiese uitdagings van die res van Suid-Afrika. En dit is wel waar dat die realiteit baie dinge vir ons mense onbekostigbaar maak. Maar in Orania bou ons eerstens aan vryheid. En dan moet 'n mens vra, wat is die prys van vryheid? Ons voorouers het in oorloë gesterf vir vryheid. Hulle vrouens en kinders het in konsentrasiekampe vergaan vir vryheid. Die Groot Trek was een van die duurste projekte wat ons volk al ooit aangepak het. Dit is waar, Orania kan vir sommiges duur wees. Maar wat ons vandag opoffer vir vryheid, is baie goedkoper as wat ons mense in die verlede moes opoffer. Goed, hier is 'n groot kommentaar wat sommer 'n lys vrae na mekaar gestuur het. 'n Lys vra een vraag op die volgende. Ons begin by nommer 1. Hoekom is daar so baie huise of aandele te koop? Wel, as jy my vra, dan is daar nie genoeg huise of aandele te koop nie. Ons wil groei op Orania. Ons wil nie stagneer nie. En 'n tekort aan opsies maak huise en eiendom op hierdie stadium 'n kosbare eenheid. So as jy 'n te koopbordjie op Orania sien, dan beteken dit daar's meer opsies vir ons mense en dan moet ons dankbaar wees. Nou ons groei jaarliks met 'n klomp nuwe Oraniërs. Ek hoop dat hulle opsies vir eiendom in die toekoms in oorvloed sal wees. Dit is natuurlik nie net maanskyn en rose hier in Orania nie. Nou, ons het ook baie uitdagings. En een daarvan is die eiendomsmark. En dit beïnvloed natuurlik ook ons jaarlikse groei. Iets wat ons gesien het wat 'n bietjie geval het in 2024. Maar aan die ander kant lyk die huurmark in Orania weer baie goed. So daar is baie faktore wat 'n mens moet in ag neem. En mens moet versigtig wees om nie net op die negatiewe te fokus nie. Natuurlik moet 'n mens ook nie net op die positiewe fokus nie, maar eerder na die hele prentjie kyk. Volgende vraag is, wie is die sogenaamde pioniers? Die pioniers van Orania is diegene wat Orania van die grond af opgebou het. Onthou, aan die beginjare was hier basies niks in Orania nie. Wanneer ons praat van Orania se pioniers, dan praat ons van die mense wat in die eerste klompie jare hier kom bly het. Orania is in 1991 as 'n Afrikaner gemeenskap gevestig. Toe was daar nie skole nie, toe was daar nie 'n bank nie, toe was daar nie winkels nie, daar was nie munisipale dienste nie. Dis danksy die mense, of die pioniers, wat in daardie tyd hulle moue opgerol het en begin bou het aan Orania. En dan is daar vandag ook nog pioniers. Mense wat nuwe industrieë, nuwe sisteme, nuwe oplossings vir ons mense vind. Dit is wie die pioniers is. Pioniers is nie praters nie. Pioniers is doeners. Is dit die mense wat nog langs die grondpaaie bly? En nou wonder ek of die verwarring nie miskien by die betekenis van die woord pionier is nie.
Nee, die pad waar langs jy bly bepaal nie of jy 'n pionier is of nie. Maar hier kom die baie ironiese antwoord. Dit is heel waarskynlik juis pioniers wat daar gaan vestig waar daar nie bepaalde infrastruktuur is nie. In Orania is ons trots op ons grondpaaie. Buiten dat dit beter in stand gehou word as sommige van die paaie in Suid-Afrika, sommige van die teerpaaie in Suid-Afrika, is dit 'n deurlopende uitdaging wat ons in die oë staar. En Oraniërs hou van uitdagings. Ons wil graag al ons paaie teer en plafvy. So nou moet ons onsself deurlopend afvra, hoe gaan ons dit regkry? Wat is ons oplossing? Wat gaan ons doen? Oraniërs bly nie in luukse woonbuurte nie. Ek dink dat Oraniërs baie trots daarop is om plat op die aarde mense te wees, wat hulle moue oprol en hulle eie oplossing skep. Jammer dat ek jou hier stop, maar as jy hou van wat jy sien, klik op subscribe. Klik op die duimpie, los 'n kommentaar. Dit help werklik meer as wat jy dink. Goed, lekker kyk. Die volgende vraag in dieselfde kommentaar: wie kry die meeste geld van die koek? In Orania bak mense koeke van meel, suiker en eiers. 'n Koek van geld sal in elk geval nie lekker smaak nie. Dis vir my 'n vreemde vraag om te antwoord. Na watter geld word daar verwys? Die vraag probeer amper so slim wees dat dit op die einde niks vra nie. Wil mense weet hoeveel die kafee op die straat ook verdien? Is mense nuuskierig oor die skool se wins aan die einde van die jaar? Of watter ontwikkelaar behoort sy finansiële state met jou te deel? As 'n mens verwys na die Orania Dorpsraad, Orania se plaaslike owerheid, is hulle finansiële state aan die publiek openlik beskikbaar. Mens kan dit aanvra. Volgende vraag: wanneer verduidelik julle hoe en wie is verantwoordelik vir die artikel 235? Nou ja, artikel 235, 'n artikel in die Suid-Afrikaanse Grondwet van 1996. Hierdie artikel gun enige kulturele groep die reg op selfbeskikking. Dit verwys glad nie spesifiek net na Afrikaners nie. Dit sluit enige kulturele groep in Suid-Afrika in. Nou, artikel 235 oorhandig nie selfbeskikking aan enigiemand oor nie. Dit is in 'n baie breë manier geskryf, wat dit selfs moeilik maak om selfbeskikking daarvolgens te kan definieer. So, wat beteken dit vir Oraniërs? Wel, dit gee vir ons die geleentheid om daardie definisie self in te vul. Ons bou hier aan selfbeskikking, en ook word ons die reg daarop gegun in die grondwet. Ons sou dit selfs gedoen het sonder artikel 235. En so ook aan enigiemand anders. Dit help nie ons wag vir dinge om te gebeur nie. Ons moet self dinge laat gebeur. Volgende vraag: wat bied die Raad van Orania die welder, boilermakers, fitter, turner, mechanic ensovoorts? Wel, om mee te begin, in Orania praat ons van swysers, ketelmakers, passers, draaiers, werktuigkundiges ensovoorts. En daarin kry jy dan ook jou antwoord. Orania bied vir mense 'n Afrikaner omgewing om in te kan werk en te kan leef. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het die Engelse vir Afrikaner joiners baie meer luksere gebied as wat die boere kon. Al wat hulle sou moes prysgee was hulle vryheid. So nee, Afrikaners staan nie bakkant in Orania en vra wat kan julle vir my bied nie. Afrikaners kom bly in Orania om aan vryheid te bou. Nie om industrie of ekonomie aan ons te bied nie, maar om vir ons die geleentheid te gee om daardie industrie self te vestig in 'n vrye, veilige Afrikaner omgewing. Hy gaan voort om te sê absoluut niks. Hou op om mense te mislei. Julle het geen industrie wat julle besigheid Orania kan dra nie. Maar waar kom die misleiding vandaan? Want dit is nie die boodskap van Orania nie. Mens vind dit baie dat iemand 'n argument namens 'n plek soos Orania uitdink om makliker daarteen te kan stry. Om egter te luister na die boodskap van Orania is 'n ander storie. Dit is nie die boodskap wat Orania oordra nie. Nou ja, die volgende vraag gaan hier voort. Orania bied niemand enigiets aan nie. Dis net 'n stuk grond met huise en sandpaaie met baie stof. Goed, van hier af verhaal die persoon homself maar net. Duidelik baie ontevrede oor wat Orania mense kan bied. Terwyl Orania se boodskap herhaaldelik aangevoer word, dat Orania nie agteroorbuig om mense dinge pasella voor te gee nie. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country, is die bekende aanhaling van John Kennedy. Maar ten slotte, om dit net weer duidelik te maak, Orania is nie vir mense wat bakkant staan en op die rug van ander wil ry nie. Orania is harde werk. Dit verg inspanning en sweet om 'n Oranier te wees. Nou luister mooi na daardie woorde. Niemand gee voor dat dit maklik is om in Orania te bly nie. Inteendeel verg dit baie harde werk. Moenie mislei voel as jy op Orania aankom en daar is groter uitdagings as wat jy gedink het nie. Oraniërs is baie eerlik oor Orania. Soms selfs brutaal so. Maar ons doen wat ons doen vir vryheid. Dit is vir ons belangriker as luksehede en allerlei materiële prestasies. Ons is op Orania omdat ons hier wil wees. Nou ja, ek dink dit is genoeg vir eers. Dit was nou vir jou 'n wille episode.
Kommentaarafdelings op die internet kan 'n wilde plek wees. Tog gun elkeen sy seepkussie. Hoe kan ons eergewers kom sonder dialoog? Sê jou sê in die kommentare. Antwoord jou antwoord in die kommentare. Vra jou vraag in die kommentare. Kom laat ons gesels. Laat ons nie klaarkouse wees nie, maar mense op soek na oplossings. En dan natuurlik, as jy wonder of nuuskierig is oor Orania, vra jou vraag. Stuur gerus enige vrae wat jy het oor Orania na die skakel in die boks hieronder. En dan antwoord ek jou miskien in die volgende episode van Vra jou vraag. Mooi praat mense.